Ons lees vervolgens saam met Johannes 1 vanaf vers 19 tot en met vers 28. En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode, priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het om hom te vra: "Wie is u?" Hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar: "Ek is nie die Christus nie." Hulle vra hom toe: "Wat dan? Is u Elia?" En hy sê: "Ek is nie." "Is u die profeet?" En hy antwoord: "Nee." Hulle sê toe vir hom: "Wie is u? Ons moet 'n antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het. Wat het u oor uself te sê?" Hy antwoord toe: "Ek is die stem van een wat uitroep in die woestyn: Maak die pad van die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het." Daar was ook afgevaardigdes uit die geleedere van die Fariseërs en hulle het hom gevra: "As u nie die Christus of Elia of die profeet is nie, waarom doop u dan?" Johannes het hulle geantwoord: "Ek doop met water, maar in julle midde staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom en ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie." Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur waar Johannes besig was om te doop. Hier's 'n paar groepe mense van wie ons nou hier in hierdie paar verse lees. Ons lees van die Jode, die priesters, die leviete en dan 'n bietjie ondertoe lees ons weer van die afgevaardigdes uit die geleedere van die Fariseërs. Nou die priesters en die leviete is natuurlik hulle wat die tempeldiens verrig het en die Fariseërs is wetgeleerdes, dis 'n faksie binne die Jode, skrifkenners, wetskenners, wetgeleerdes. En hierdie groepe mense onder die Jode kan ons nou hier aflei, leef met 'n baie skerp Christus verwagting. Hulle leef met 'n groot afwagting van die Messias, van die profeet wat sou kom. So hulle is natuurlik heeltemal onderlê in die ou profete, die profete van die Ou Testament. En hulle lees van Elia wat weggeruk is in die hemel met 'n strydwa en hulle verwag dat hierdie Elia gaan weer terugkom. Hulle lees ook in Deuteronomium 18 van 'n profeet wat sou kom. Hulle lees ook van 'n gesalfde, van die Christus wat sal kom. En so is daar verskillende verwagtinge onder hierdie groepe mense, verskillende verstaan van wie nou eintlik deur die profete bedoel word. Wie is nou eintlik die een wat sal kom? En dis hoekom hulle so verward is. Daarom kom hulle na Johannes toe. Wie is u? En hy verklaar dan vir hulle, hy ontken nie, en hierin sien ons die nederigheid van Johannes die Doper. Johannes het mooi verstaan, Johannes het self verstaan wie hy is. Hy het geweet hy is nie die Christus nie. Maar hulle vra nog steeds, wat dan? As u nie die Messias is nie, as u nie die een is wat beloof word nie, in die Ou Testamentiese, deur die Ou Testamentiese profete nie, wat dan? Is u Elia? Het Elia uiteindelik nou weer teruggekom? Johannes sê nee, dit is ek ook nie. Johannes sê, hier is wie ek is. Ek is wel een van wie die profete geprofeteer het. Ek is maar net die stem in die woestyn. Ek is maar net die een wat die pad reguit maak vir die gesalfde wat nog moet kom. Ek is maar net die een wat uitroep. Ek is maar net die een wat die pad voorberei. Dis wie ek is. So nee, ek is nie Elia of die profeet of Christus nie. Jesaja het vir my geprofeteer en gesê ek moet kom om die weg voor te berei. En die een wat na my kom, sê Johannes in vers 27. Dis hy van wie julle hier praat, dis hy wie julle verwag. Hy is die Christus, hy is die Messias. Maar ek, sê Johannes, ek is nie eers werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek is maar net die stem. Ek is maar net die een wat die pad reguit maak. Maar nou sê hierdie groepe mense, die Fariseërs, die priesters, die leviete, nou sê hulle, goed, as jy dan nie die Christus is nie, en jy is ook nie Elia nie, jy is ook nie die profeet van Deuteronomium 18 nie, waarom doop u dan? Sien, hulle kan nie verstaan waar Johannes nou dink hy dan sy gesag vandaan haal om te doop nie. Die Jode in daardie tyd ken reinigingsrituele om hulle self te reinig met water. Hulle is bewus daarvan, hulle ken dit, dis deel van hulle alledaagse gebruik, hulle seremoniële wette. Maar die doop was spesifiek iets wat gedui het op die vergifnis van sondes. En die doop was spesifiek bedoel as 'n teken, as iets
om die finale oordeel vry te spring. En daarom sê hulle, hierdie vergifnis, hierdie vryspring van die oordeel, is iets wat gereserveer is vir die Christus. Of dan nou, soos sommige ander groepe sou sê, Elia of die profeet. Dis nie sommer enigiemand wat kan vergewe nie. Dis net God. Dis net God wat kan vergewe. Dis net die Messias wat sou kom. So waarom doop jy dan Johannes? Nou wat ons baie kan help hier, is as ons Lukas 3 vers 3 lees, dan verstaan ons Johannes se doop en wat sy doel met die doop was. Johannes sê, en ons gaan later in die volgende verse sien, dat Johannes het self ook nog nie presies geweet wie die een is, wie die Christus is nie. Sy identiteit het hy nog nie presies geweet nie, hy moes hom nog sien, hy moes hom nog raak sien. Maar Johannes weet dat sy doop is 'n aanduiding, is die stem, is die pad, wat dui op die vergifnis van sondes wat die een na hom sou bring. So die doop is met die oog op die vergifnis van sondes. Die doop dui op bekering. Maar nie bekering na Johannes die doper nie, bekering na Jesus Christus toe. So Johannes se doop is 'n getuienis, is 'n bekeringsdoop om te dui op hulle wat wegdraai van hulle sondes en hulle vergifnis soek in die een wat na Johannes kom, die een wat hy nie eers werd is om die riempies van sy sandale los te maak nie. En dis die vraagstuk van die doop. Johannes verstaan sy plek in hierdie verhaal. Johannes weet, hy is die stem wat moet roep, hy is die een wat die pad reguit maak. Sy doop dui op die vergifnis van sondes, maar nie die vergifnis wat hy dink nie, hy kan dit gee nie, hy dui op die vergifnis wat sal kom in die Christus. So, hierdie is vir ons so belangrik om te sien, dat die mense het geweet, daar kom 'n Messias. Die profete was baie, baie duidelik, en jy kan hier sien in die manier hoe die mense optree, hulle is so fyn ingestel op hierdie Messias wat moes kom, dat hulle begin vra as iemand net begin snaaks optree, soos Johannes wat begin doop. So dit sê vir ons dat toe Jesus Christus op aarde kom en Jesus het gesê hy is die Seun van God, die mense het genoeg getuienis gehad, hulle het genoeg rede gehad om Jesus te glo. Die skrifte, die profete het van hom getuig, hulle het self die verwagting gehad, Johannes het self van hom getuig, en tog, soos ons gelees het in die heel eerste verse van Johannes 1, en tog het hulle hom nie erken nie, tog wou hulle hom nie aanvaar nie, hulle wou nie glo dat hy die Seun van God is nie. Mag hierdie ook weer ons gerus stel, dat daar genoeg getuienis is van Jesus Christus. Die ou profete het van hom getuig, Johannes het van hom getuig, ons het genoeg rede om te glo dat Jesus die een is wat ons sondes vergewe, dat ons deur die geloof in Jesus Christus die finale oordeel kan vryspring. Kom bid asseblief saam met my. Onse Vader wat in die hemel is, U Seun is die beloofde Messias wat gestuur is om ons sondes te vergewe. Gee dat ons opnuut weer ons geloof in hom sal stel. Dat ons hom sal aangryp as ons verlosser. Gee dat ons nie in allerhande fabels sal verdwaal nie, maar dat ons sal kyk na die getuienis, na die feite, na die profeseë van die een wat sou kom, en dat ons sal vasgryp aan U woord, en dat ons op grond van hierdie vaste feite en getuienisse ook sekerheid kan hê dat Jesus die Christus is, die beloofde Messias. Amen.